Kom ons bid net saam. Here, ons is in U heilige teenwoordigheid. Ons het gehoor hoe dit lyk in die troonsaal. Ons het gehoor hoe miljoene der miljoene U loof en U prys. En Here, vandag wil ons saam met die engele, saam met diegene wat al reeds gesterf het, saam met die ouderlinge, saam met die hele kerk, dwars oor die aarde, al die lof en die eer aan U bring. En Here, ons bid dan ook dat ons nie net hier sal lees dit wat in die woord geskryf staan nie, maar dat ons werklik U teenwoordigheid sal ervaar in hierdie erediens. Here, dat die mens sal verdwyn en al die fokus op U sal val. U die almagtige God, U die Seun, die Lam van God en U die Heilige Gees. Ons bid dit in U naam. Amen. Openbaring 6 vers 1. Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit. Ek het gesien daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyl en boog gehad. 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie, uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'n groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe het ek iets soos 'n stem by die 4 lewende wesens hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon, en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Toe hy die 4de seël oopmaak, het ek die stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien daar was 'n vaalperd. Sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard uitgeroep, hoe lank nog, heilige en getroue heerser, wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vyeboom afval, as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande kan bly? Daarna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God.
Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele aan wie mag gegee is om die land en die see te tref, en het vir hulle gesê: Moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144.000. Hulle was uit elke stam van die volk van Israel. En dan is daar 12.000 per stam wat dan daar genoem word. Ek gaan in die preek gaan ek 'n bietjie aandag gee aan ook in die res van hoofstuk 7, maar ons skriflesing eindig dan daar. Geliefdes, ek het al baie gehoor dat mense sê, deesdae in die kerk word daar eintlik maar net gepreek oor die genade en die liefde van God. Ek het in die afgelope week ook weer so 'n gesprek met iemand gehad, wat hulle dit gesê het. En ons praat eintlik nooit meer, sê hulle, oor die oordeel van God nie. Nou ek het 'n sterk vermoede dat dit iets van 'n reaksie is teen hoe ons vroeër jare preke ervaar het, dat daar vroeër jare eintlik baie net oor die oordeel van God gepreek is, die sogenaamde fire and brimstone preke, en dat daar eintlik maar min gepreek is oor die liefde van God. En ek dink ons het nou so iets van 'n ampere reaksie daarteen gekry. Ek onthou uit my kinderjare het ons 'n dominee daar in Durban gehad, 'n baie wonderlike mens, ek was mal oor hom as persoon, maar al wat ek van sy preke kan onthou, ek was nou 'n jongerige kind nog, maar al wat ek van sy preke kan onthou, was hoeveel keer hy op die preekstoel gestaan het en met sy vinger gewys het en vir die mense gesê het, julle gaan reguit hel toe. En ek dink daarom nie dis wat mens graag van 'n predikant wil onthou, dat dit eintlik al is waaroor hy gepreek het nie. Ek persoonlik het gekies om in my predik, en ek doen dit al vir baie jare, om 'n Bybelboek te vat en om van voor tot agter deur te werk in die preke. Want dan het jy te doen met 'n verskeidenheid van onderwerpe en jy het te doen met God se oordeel en jy het ook te doen met God se liefde en God se genade. Dan dek mens eintlik die hele spektrum van wat in die Bybel vir ons opgeteken is. Nou alhoewel ons weet dat Openbaring, ons het dit nou al baie van mekaar gesê, in die eerste plek 'n boek van vertroosting is vir mense wat swaar kry, mense wat ly as gevolg van hulle geloof in die Here, kan ons ook nie wegskram van die boodskap van oordeel, wat wel in Openbaring vir ons opgeteken is, en wat ons hier baie duidelik gesien het in Openbaring hoofstuk 6 nie. Maar ons kan nie hoofstuk 6 loslees van hoofstuk 7 nie. Want God se boodskap van oordeel, wat Openbaring 6 hoofsaaklik oor handel, word opgevolg met God se boodskap van liefde en sy boodskap van omgee, wat vir ons opgeteken is in hoofstuk 7. So ons lees die 2 hoofstukke saam. Nou miskien net so 'n enkele opmerking wat ek eers wil maak. Baie mense maak die fout as hulle met Openbaring werk, dat hulle reken dat Openbaring amper kronologies gelees moet word. Met ander woorde, jy begin by hoofstuk 1, jy lees hom deur, en wat ons hier lees is die een ding wat op die ander ding gebeur, en dan die volgende ding, en dan lees ons hom deur tot by hoofstuk 22. Maar geliefdes, dit is nie hoe Openbaring geskryf is nie. Dis nie Johannes se bedoeling gewees toe hy die boek geskryf het, om dit op so 'n manier so kronologies vir ons te vertel nie. Onthou, ons is hier met die apokaliptiese literatuur besig. Daar's allerhande spronge wat gemaak word in ons gedagtes, en daar word allerhande simbole gebruik, en daar's 'n spesifieke manier waarop die mense geskryf het, ook in daai tyd. En wat eintlik hier gebeur, is dat Johannes vir ons een verhaal vertel, en dan herhaal hy daai verhaal, en hy herhaal hom weer 'n keer. Dit is amper soos 'n spiraal, wat so in die rondte loop, en dan een verhaal word vertel, en dan word hy weer 'n keer vertel, en dan word hy weer 'n keer vertel, en elke keer is dit asof daar intenser beelde gebruik word, om hierdie boodskap duideliker en duideliker by ons tuis te bring. Die boodskap van oordeel word in sterker en sterker taal uitgedruk, maar die boodskap van God se verlossing
word ook sterker en sterker vir ons uitgedruk in die boek. So, dis 'n belangrike ding wat ons moet onthou as ons met Openbaring besig is. Kom ek verduidelik dit net so 'n bietjie verder, dat ons dit net beter kan verstaan. Hier in hoofstuk 6 en 7 het ons die boodskap van God se oordeel en verlossing, en Johannes maak gebruik van die beeld van die 7 seels van die boekrol wat dan oopgemaak word vir ons. Dan kom ons by Openbaring hoofstuk 8 tot 11, en dan word dieselfde verhaal vir ons vertel, weer 'n keer die boodskap van God se oordeel en God se verlossing, en dan maak Johannes gebruik van die beeld van die 7 trompette. En dan kom ons by hoofstuk 16, en dan word daar weer 'n keer vir ons hierdie boodskap van God se oordeel vertel, en Johannes maak dan gebruik van die beeld van die 7 bakke. So dieselfde boodskap, eintlik dieselfde ding wat hy vir ons wil sê, elke keer net 'n bietjie meer intens, net so 'n bietjie ander beeldspraak wat hy gebruik, ander beelde wat hy gebruik, die seels, die trompette en die bakke, en hy probeer daai selfde boodskap aan die mense tuis bring. So dis 'n belangrike ding wat ons moet verstaan as ons met Openbaring besig is. Ons lees hom nie van voor tot agter, die een ding volg op die ander een nie. Ons lees hom dat hy so iets van 'n spiraal is wat weer en weer vir ons daai boodskap deurgee. En natuurlik dan die groot simboliek wat Johannes van gebruik maak as hy daardie verhaal vertel. Nou net soos wat ons verlede week gesien het, toe Johannes vir ons daai toneel in die troonsaal van God vir ons duidelik gemaak het, vir ons vertel het wat daar gebeur, en hy het toe van allerhande beelde gebruik gemaak het, die edelgesteentes, hy het gepraat van 'n reënboog, hy het van diere gebruik gemaak om sy boodskap tuis te bring, om iets van die wonderlikheid van die troonsaal van God vir ons mee te gee. Hy gebruik mensetaal, hy is nie in staat om in mensetaal eintlik hierdie wonderlikheid van God se troonsaal aan ons te laat deurdring nie. Nou kom hy, en nou wil hy die oordeel van God beskryf. Maar die oordeel van God is ook so erg, dat ons eintlik nie mensetaal het om dit mee te beskryf nie. En nou kom Johannes en gebruik hy ook beelde, hy maak gebruik van vreesaanjaende beelde, aardbewings en storms en winde en sterre wat op die aarde val, en weerligstrale en donderweer, alles dinge om die lesers te laat besef, God se oordeel is 'n realiteit, en God se oordeel is verskriklik. So, weer eens, hy maak gebruik van beelde, omdat die woorde hom eintlik ontbreek. Daar's nie genoeg woorde in die woordeboek om iets van die verskriklikheid van God se oordeel te beskryf nie. Nou verlede Sondag het ons so 'n kykie in die hemel gekry, Openbaring 4 en 5, en ons het daar vir God gesien waar hy op die troon sit, van waaraf hy regeer. Ons het gelees dat hy in sy regterhand 'n boekrol het, wat met 7 seels verseël is, en hierdie boekrol het ons gesê bevat die hele raadsplan van God vir die wêreld, die God se boodskap ook van oordeel, God se boodskap van verlossing, God se planne wat hy het vir die toekoms. En dan het ons gesien dat daar niemand gevind is wat waardig was om daardie boekrol oop te maak nie. En dan uiteindelik het een van die ouderlinge vir Johannes gesê, daar's een wat dit kan doen, en dit is die Lam van God. Hy is die enigste wat waardig is om daardie boekrol oop te maak. En dan hier in Openbaring 6 lees ons dan wat gebeur as hierdie eerste 6 seels van die boekrol oopgemaak word. Die eerste 4 seels verteenwoordig elk 'n perd wat na vore kom. Elke perd het 'n ander kleur, elke perd het ook 'n ander ruiter op. So dis die eerste 4 seels gaan dan oor die perde wat na vore kom. As die eerste seël oopgemaak word, dan kom daar 'n ruiter op 'n wit perd na vore. Nou, dis verskriklik belangrik dat ons nie op hierdie punt ons om die bos laat lei
deur die kleur van die perd nie. Hierdie perd lyk verbasend baie dat die perd waarop die Here Jesus ry, waarvan ons later lees in Openbaring 19 vers 11, maar dit is nie dieselfde perd nie. En in hierdie geval is dit nie Jesus wat op daai perd ry nie. Johannes wys vir ons 'n ruiter wat wel in voorkoms ooreenkom met Jesus. So jou eerste indruk wat jy kry van hier kom iemand aan op 'n wit perd, is om te dink, dit is Jesus wat hier aan die kom is. Maar in werklikheid is dit iemand wat vir Jesus probeer naaap. Dis die misleier. Dis iemand wat ten doel het om die kerk van die Here Jesus te mislei. So hy doen homself voor as 'n engel van die lig, maar in werklikheid is dit 'n engel van Satan wat op hierdie wit perd ry. Ons sou in Afrikaans die uitdrukking gebruik, 'n wolf in skaapsklere. Hoe weet ons dit? Een van die maniere, daar's 'n klomp redes waarom dit gesê word, maar een van die maniere is die feit dat hy 'n pyl en boog in sy hand het. En in Openbaring is die pyl en boog elke keer die teken van die goddelose mense. En hierdie ruiter op die wit perd se doel is om die mense op 'n geestelike gebied te mislei en hulle weg te rokkel van die ware leer van God af. Dit het onder andere na eerste briewe wat ons na gekyk het aan die begin, het dit in die gemeente van Pergamum gebeur, waar sommige lidmate die leer van Christus verlaat het ter wille van die leer van Biliam en die leer van die Nikolaïte. En ons het ook gesien dat dit in die gemeente in Thyatira gebeur het, waar sommige mense die leer van Isebel aangehang het. En so sien ons dikwels nog steeds vandag, dat mense daarop uit is om Christene te mislei, om die kerk te mislei op allerlei gebiede. Ons sien dit baie keer ook hoe mense enigiets wat net so 'n skynsel van Christendom het aangryp, al is dit in stryd met God se woord. Net omdat dit so 'n skynsel het van Christendom, sal mense dit aangryp en sê hierdie is nou die waarheid wat ons nou vir onsself aanvaar het. Liggelowige kinders van die Here glo goedsmoes, baie dikwels wat vals profete sê, sonder om te besef dat hulle mislei word. Ons sien dit in ons eie kerk. Hoe dat ook in ons eie kerk mense mislei word, ook onder andere deur predikante wat byvoorbeeld die maagdelike geboorte van Jesus Christus ontken, wat byvoorbeeld die opstanding van Jesus Christus ontken. Ons sien dit as mense ontken dat Christus die enigste weg tot verlossing is. Ons sien dit as mense ontken dat daar 'n hemel en 'n hel is. Daar's predikante wat dit sê. Ek weet van hulle. Sommige van hulle ken ek persoonlik. En op daai manier word die kerk van Jesus Christus mislei. Nou vra jy miskien vir jouself, maar hoe kan ons onderskei tussen hierdie mense? Die antwoord is eintlik redelik eenvoudig. Jy moet die woord van die Here leer ken. Jy moet die woord van die Here lees, jy moet hom reg lees, jy moet hom binne sy konteks verstaan. Maak gebruik van goeie boeke wat jou kan help om die Bybel beter te leer ken. Maar jy moet die Bybel ken, jy moet God se woord ken, sodat jy in staat is om te kan onderskei tussen dit wat werklik van die Here afkom en dit wat vals profete besig is om aan jou te verkondig. Daar's ook 'n tweede ruiter. En ons sien die keer dat dit 'n rooi perd is wat hier aankom. Rooi is die kleur van wreedheid en van bloedvergieting. Aan sy sy lees ons dat die ruiter 'n groot swaard het. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word, dui eintlik op 'n slagmes, 'n groot slagmes, nie 'n gewone swaard soos wat ons in ons koppe dink aan 'n swaard nie. En dit dui op die slagting wat onder die Christene plaasvind. Kinders van die Here wat vervolg word vanweë hulle geloof in die Here Jesus. Ek het al
'n paar keer verwys na die gruisame verhale in die tyd wat Openbaring geskryf is, hier ongeveer 95 na Christus, hoe dat die eerste gemeentes van God mishandel is, hoe dat die lidmate van die kerk wreed gemartel is en vermoor is, partykeer op 'n vuur verbrand is, in 'n poging om hulle te laat afsien van hulle geloof. Maar dit was nie net beperk tot daai tyd nie, deur die eeue het dit maar voortgegaan. En vandag nog steeds is dit besig om voort te gaan in sekere dele van die wêreld. Miskien sal julle nog onthou, so hier in 2015 rond, nou so 10 jaar terug, was daar 'n groep Christene wat deur 'n radikale moslimgroep in Libië op 'n strand onthoof is, nadat hulle geweier het om die naam van die Here Jesus te verloon. Ek lees in die week dat Geopende Deure sê dat daar minstens 50 lande in die wêreld is waar Christene vandag steeds vervolg word. Onder andere in ons buurland Mosambiek is daar sekere dele, veral in die noorde, waar Christene nog steeds vervolg word op grond van hulle geloof. Maar die vertroosting wat Openbaring dan vir ons gee, is dat die Here bewus is hiervan, die Here weet wat aangaan, die Here sien wat aangaan, en dat die Here eintlik vir ons sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir daai lyding wat jy dalk tegemoet kan gaan, omdat jy glo in die Here Jesus nie. En selfs al sou jy moes sterf vir jou geloof, is alles, soos wat ons so 'n bietjie later gaan sien vanoggend, nog steeds nie verlore nie. Maar dit is deel van die boodskap van vertroosting, is die Here weet wat aangaan. Nou kom daar 'n derde ruiter, 'n ruiter op die swart perd. In sy hand het hierdie ruiter 'n skaal, en hierdie skaal is die teken van ekonomiese druk wat uitgeoefen word, veral op die gelowiges. En dit is natuurlik ook in 'n poging om die gelowiges te laat kies teen die Here, vir hulle te sê, maar as jy gaan kies vir die Here, gaan jy ook ekonomies moet betaal daarvoor. Een van die 4 lewende wesens roep uit, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Nou 'n dagloon, dis nou maar die geld wat jy gekry het, as jy nou iewers gewerk het, het jy nou 'n dagloon gekry. En die dagloon was gewoonlik genoeg gewees om vir jou te betaal, vir jou en jou gesin te betaal vir kos vir 'n dag, en om daarom jou verblyf te betaal en om klere mee te koop. So dit was nou nie heeltemal 'n minderwaardige bedragie geld nie. Dit was daarom 'n bedrag geld wat jy mee kon oorleef. Maar nou lees ons dat die ekonomiese druk so swaar word, so groot word, dat met daai dagloon jy net 1 skeppie koring kan koop. Met ander woorde, dis eintlik net genoeg kos vir 1 persoon. En as jy dan bereid is om minderwaardige kos te koop, kos wat eintlik net vir diere bedoel is, dan is jy in staat om 3 skeppies gars met daardie hoeveelheid geld te koop. Ek het op 'n vorige geleentheid verwys na Thyatira, waar al die ambagsmanne verplig was om aan 'n gilde te behoort. En elkeen van hierdie gildes, het ek toe gesê, het sy eie afgod gehad, en daai afgod se taak was om jou te beskerm en om hierdie werk wat hulle moes doen te beskerm. En jy was verplig gewees om daardie afgod te aanbid. Nou vir die Christene was dit natuurlik 'n probleem. Hoe kan ek as Christen wat die Here Jesus aanbid, hoe kan ek 'n afgod ook aanbid? So hulle het natuurlik geweier om dit te doen. En as jy geweier het om daai afgod te aanbid, dan het hulle jou uitgeskop uit daai gilde uit. En dan mag jy nie meer jou werk gedoen het, jou ambag gedoen het nie. En dit was die probleem wat die Christene in die gesig gestaar het. Die keuse was eenvoudig. Kies jy om aan God getrou te bly, dan verloor jy jou werk en jy verloor jou inkomste. En dit is eintlik wat hier uitgebeeld word, dat as jy in daai tyd gekies het vir die Here Jesus, dan het jy betaal ook finansiëel
'n prys betaal vir daardie keuse wat jy gemaak het. En dit was ook die gevolg daarvan, of die rede daarvoor, dat baie van die Christene ontsettend arm was in daardie tyd. Maar intussen het die goddelose mense, hulle wat juist die Christene verdruk het, hulle wat bereid was om aan te bly in daai gildes en wat goeie werke gehad het hulle goed gelewe. Hulle het weelde artikels gehad. Ons lees daar van die olyfolie en die wyn wat nie bederf moet word nie. Met ander woorde, die ryk mense het nog steeds voortgegaan. Hulle het nie gelei onder hierdie finansiële druk nie. Hulle het voortgegaan om op hulle ou manier te leef en met daai weelde artikels fees te vier. So dis duidelik dat hierdie ekonomiese druk hoofsaaklik teen die Christene gemik was. En dan verskyn daar 'n vierde perd. In hierdie geval dan so 'n vaal groen kleurige perd. Die Bybel vertaal dit dan net as 'n vaal perd, maar eintlik is dit so 'n vaal groen kleur van wat hierdie perd het. En op die rug van hierdie perd is daar 'n ruiter en ons lees dat hy ook 'n groot swaard het. En in hierdie geval is die Griekse woord wat gebruik word daar, dui dit eintlik op 'n breë lem swaard. In ander woorde, dis 'n oorlogswapen, een wat gebruik word om mense mee dood te maak. En dis nou nie al ellende wat hierdie perd versinnebeeld nie. Saam met die perd kom ook hongersnood en pes en wilde diere wat dood en ellende oor die aarde saai. En wat eintlik nou hier gebeur by die vierde perd is dat ons sien, nou word dit uitgebrei. Nou is dit nie net meer die Christene wat ly soos by die eerste 3 perde, wat dit hoofsaaklik die Christene was wat swaar gekry het nie. Nou is hierdie vierde perd wat kom, bring nou eintlik gevolge vir die hele wêreld. Ons lees daar dat 'n kwart van die wêreld uitgewis word as gevolg van hierdie vierde perd. So ook die ongelowiges ly nou as gevolg van 'n oorlog. Nou weet ons almal dat deur die eeue het oorloë nog altyd verskriklike lyding tot gevolg gehad. As mens maar sommer net dink aan ons eie land, dink aan die Vryheidsoorlog 1899 tot 1902 en ons dink aan die kampe, die konsentrasiekampe waar vroue en kinders aangehou is en hoe hulle daar dood gegaan het van hongerte en van siekte en al die dinge wat daar gebeur het. Ons dink aan die Tweede Wêreldoorlog. En wat ons hoor wat in daai tyd gebeur het, hoe die mense om die lewe gebring is, nie net in die oorlog nie, natuurlik ook in die verskillende kampe. Ons dink aan wat in Oekraïne op die oomblik aan gebeur is. Ek het 'n vrou wat ek daar ken wat by kinderevangelisasie betrokke is en wat so elke nou en dan sulke of klein video's stuur of foto's stuur van hoe dit in Kiev op die oomblik gaan. Sy bly in Kiev en so deur haar woonstelvenster neem sy partykeer af wat daar gebeur. Ons dink wat op die oomblik tussen Israel en Palestina aan die gang is. En die hongersnood en die foto's wat ons sien van kinders wat letterlik besig is om dood te gaan van hongerte. Dis die gevolge van 'n oorlog. Maak nie saak aan wie se kant jy is nie. Oorlog het altyd verskriklike wrede gevolge. En baie keer is dit juis die onskuldiges, die vroue en die kinders wat onder hierdie oorlog moet ly. So in die eerste 4 seels sien Johannes dus iets van die verskriklike lyding wat veral die kerk van Jesus Christus op aarde sal tref. En nou sien ons dat nou sal ons almal saamstem dat dit nou vreeslik is dat die kinders van God so moet ly. Want Openbaring het ons mos nou gesê is eintlik dan 'n boek van vertroosting vir hierdie mense. En as ons hier lees wat hier gebeur, dan lyk dit asof die dinge vir die Christene net al hoe erger en erger word. Ons kry eintlik baie min van hierdie troosboodskap as ons lees wat gebeur het met daai eerste 4 seels wat oopgemaak word. Dis asof dit alles behalwe 'n boek van vertroosting is. Ek dink dit het amper, as mens hoofstuk 6 net so op sy eie lees, wat ek gesê het, wat baie mense ongelukkig doen, is hulle vat net so 1 hoofstuk, en lees hulle net daai 1 hoofstuk, dan lyk dit eintlik asof dit amper nie die moeite werd is om die Here te dien nie.
Maar Johannes se visioen hou nie hier op nie. Dit gaan nie net oor die eerste 4 seels nie. Die 5de seël word nou gebreek. En dan sien Johannes die gelowiges wat reeds gesterf het, wat reeds hulle lewens opgeoffer het vir die Here, wat voor die altaar van God staan, en dan smeek hulle by die Here dat hy hulle dood sal wreek. Hulle is duidelik ook bewus van wat op die aarde aan die gang is. Hulle sien die onreg wat op aarde plaasvind en hulle smeek by God. Hulle tree in eintlik vir ons voor God en sê vir God dat hy 'n einde moet maak aan wat hier op aarde aan die gebeur is. En dan antwoord God vir hulle en God sê vir hulle, dit gaan gebeur. Dit gaan beslis gebeur. Maar hulle moet nog so 'n rukkie wag daarvoor. En dit sê vir ons weer dat wat hier gebeur, elke ding wat gebeur, selfs nie eens die marteling van die gelowiges, vir God onkant betrap nie. Wanneer dit so sleg gaan met die kerk op aarde, wanneer Christene selfs gemartel word en doodgemaak word, vermoor word, dan beteken dit nie dat dinge besig is om hand uit te ruk nie. Selfs al voel dit vir ons so. En ek dink baie van ons voel baie keer dat dinge gaan eenvoudig nou te ver. Dit kan nie erger gaan nie. En dan wonder ons, wat gaan die toekoms vir ons oplewer? En dan sê Openbaring vir ons, dit is nie onder God se beheer uit nie. Dit het nie hand uitgeruk nie. God weet wat aangaan. En God bly steeds in beheer van wat hier gebeur. Maar God wag vir die bestemde tyd om aan te breek, voordat sy oordeel oor die vyande van God voltrek sal word. In die tussentyd lees ons dat die ongelowiges al hoe banger word, hulle raak al hoe meer bewus van God se oordeel, en ons lees dat hulle onder die kraanse wegkruip en in grotte gaan wegkruip in 'n poging om God se oordeel vry te spring. Natuurlik kan dit nie gebeur nie, hulle gaan nie God se oordeel vryspring nie, maar hulle kruip weg en hoop net dat God op 'n manier hulle gaan mis. En nou, wat Johannes besig is om te doen, is om hierdie spanning te laat opbou. Want nou wag ons wag nou om te sien wat gaan nou gebeur. Wanneer gaan die oordeel van God dan voltrek word oor die ongelowiges? Maar nog steeds gebeur dit nie. En dan lees ons dat daar 'n groot stilte neerdaal oor die aarde. Ons lees van 4 engele wat die winde vashou, aan die ander woorde op die 4 hoeke van die aarde, sou ons kon sê noordwes, oos en suid, hou hulle die winde vas. Want die oomblik wat hulle hierdie winde los, dan gaan dit alles verwoes. So hulle hou die winde vas. Dit is die oordeel van God. En hulle keer dat dit nog nie gebeur nie. Voordat dit gebeur, hoor ons dan dat 'n engel tevoorskyn kom in Openbaring 7 vers 3 wat sê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Geliefdes, daar sommige Christene, en ek weet hulle bedoel dit goed, maar wat byna paranoïes is daaroor, dat hulle net per ongeluk met die merk van die bees in aanraking moet kom nie. Hulle weet alles van die merk van die bees of die merk van die dier, soos hy ook genoem word in die Openbaring. En hulle waarsku ons net die hele tyd, moet net niks doen dat jy met daardie merk van die bees te doen kry nie. Ons almal onthou nog hier in COVID-tyd, hoe dit mense vir ons gewoonlik baie dikwels mans agter 'n bakkie se stuurwiel wat vir ons gesit en vertel het van die verskriklikheid van die COVID-inentings. Jy moet net nie 'n COVID-inenting kry nie, want as jy die COVID-inenting gekry het, dan het jy jouself laat inent met die merk van die dier. Maar broer en suster, 'n kind van die Here het ons nie nodig om voortdurend in vrees te leef vir die merk van die dier nie. Die merk van die dier kan niks aan my doen nie. Vir ons is dit baie belangriker om te kan bely dat ons die merk van die lam dra.
En ek wil hê dat julle dit vandag baie mooi moet hoor. Indien jy gemerk is met die seël van God, het jy net mooi niks te vrees vir die oordeelsdag nie. En hoor ek sommer verder, as jy die seël van God ontvang het jy niks te vrees vir enige iemand wat iets te sê het oor die merk van die dier wat op jou kan kom nie. Jy is gemerk as die eiendom van God. Jy het nie nodig om bang te wees vir die merk van die dier nie. Jy is eens en vir altyd gemerk as die eiendom van God. En hoe weet jy of jy die seël van God op jou het? Hoe weet jy dat jy deur God gemerk is? Paulus beskryf dit vir ons baie mooi in Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Ek weet nie, dalk het iemand vandag nodig om dit net weer te hoor. Indien jy vir Jesus Christus as jou verlosser bely, dan het jy reeds die seël van God ontvang. Dis nie nog iets wat gaan gebeur nie, jy het reeds die seël van God ontvang op grond van jou geloof in Jesus Christus. Dan behoort jy aan die Here, en dan sal God self sorg dat die oordeel jou nie sal tref nie. En as jy dalk nog so 'n stukkie twyfel in jou het vandag, glo dit asseblief. Glo dit vandag met jou hele hart. Dit is God se belofte aan elkeen van ons. En wat nog meer is, God ken ons elkeen persoonlik, hy ken ons op die naam, sê die Bybel vir ons. Trouwens, Openbaring 7 sê vir ons, dat hy selfs die presiese getal weet van die mensdom wat as sy kinders beseël is. Nou noem Openbaring 7 vir ons die getal. Hy sê vir ons die getal is 144.000. En nou weet ek, daar's nou weer 'n klomp mense, onder andere die Jehova getuies wat vir ons sê, nee, maar daai 144.000 word letterlik bedoel, dis net 144.000 wat eintlik toegelaat gaan word in die hemel by God. Maar nee, dit is nie wat Johannes bedoel nie. Dis nie wat God bedoel het toe Johannes dit geskryf het nie. God het nie bedoel om vir ons te sê dat dit net 'n klein beperkte groepie mense is wat eendag gered gaan word nie. Inteendeel, en hieroor is Openbaring baie duidelik. Die hele volk van God, elke enkele gelowige, sal gered word. Nou kom ons gaan kyk gou, wat bedoel Johannes met hierdie getal? Onthou julle verlede Sondag het ons gesê dat met die 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk van die Ou Testament, die 12 stamme van Israel, en ook die kerk van die Nuwe Testament, die 12 apostels, 12 plus 12 is dan 24, die 24 ouderlinge. En nou maak Johannes van dieselfde formule gebruik, weer die kerk van die Ou Testament, die 12 stamme van Israel, die kerk van die Nuwe Testament, die 12 apostels, maar nou die 12 plus 12 nie, nou sê hy 12 maal 12. 12 maal 12 gee vir ons 144. En dan weet ons ook dat die ander belangrike getal in Openbaring is die getal 10. Dit is die getal van, of die volmaakte getal. En 3 is die getal van God, die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. So dit is God se getal. En nou kry ons 10 tot die mag 3. Dit is gelyk aan 1000, 10 maal 10 maal 10. Is 1000 en 1000 maal 144 gee dan vir jou die 144.000. Wat wil God met ander woorde hier vir ons sê? God wil sê dat alle gelowiges van die Ou Testament af, deur tot in die Nuwe Testament, deur tot vandag toe, tot met sy wederkoms, dat almal gered sal word. Openbaring 7 vers 9 stel dit so, dat hy praat van die menigte, soveel dat hulle nie eens getel kan word nie, uit elke nasie, stam
en volk en taal wat vir Jesus Christus as verlosser bely, gered sal word. Met ander woorde, ons het nie nodig om bang te wees nie. Ons het nie nodig om te dink, maar miskien gaan die Here my miskyk nie. Dis nie 143.999 wat daar saam met die Here gaan wees nie. 144.000, die volle getal van die gelowiges, gaan saam met God, saam met die Lam van God ook, in die hemel wees. En hierdie kinders van God, ek en jy, ons lees in vers 16 en 17, dat hulle nooit weer honger en dors sal kry nie. Ons lees daar, die son sal hulle nie brand nie, en ook nie 'n hittegloed nie. Want die Lam van God, die Here Jesus, is self hulle herder, en God self sal hulle trane afdroog. Dit herinner ons nogal aan dit wat later in Openbaring kom, daar in hoofstuk 21 vers 4, waar ons lees, hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verbygegaan. So hier kry ons al so 'n idee van hoe wonderlik het gaan wees in die hemel, hier in hoofstuk 7, dit neem ook met intensiteit toe, elke keer wat Johannes daaroor praat, tot ons uiteindelik kom dan by hoofstuk 21 en 22, maar dit herinner ons al reeds aan hoe dit gaan wees om by die Here te wees. Dat alles, al die swaar kry, iets van die verlede is. As daai eerste 4 seels oopgebreek word, dan lyk dit aanvanklik asof daar net verdrukking en swaar kry op die kerk van die Here wag. En natuurlik is daar tye van swaar kry en tye van verdrukking. As jy wil opstaan vir jou geloof, as jy wil bely dat jy aan Jesus Christus behoort, as jy bereid is om nee te sê vir iets, omdat jy glo in die Here, of as jy sê, hierdie ding moet ek doen, want dit is wat die Here van my verwag, dan gaan jy ly. Dit gaan partykeer swaar wees. En dit is wat Openbaring ons op voorberei. Maar dis nie al nie. Dis nie net swaar kry wat op die gelowiges wag nie. Want die vertroosting wat die Here vir ons gee hier deur Openbaring is dat hierdie verdrukking nie die finale sê het nie. God se oordeel oor die ongelowiges, oor die goddeloses, sal gewis voltrek word. Maar nie dadelik nie, nie nou al nie. Want God wil steeds hê, soos wat ons ook op 'n stadium uit 1 Petrus uit aangehaal het, God wil steeds hê dat mense tot geloof sal kom en hulle sal bekeer. God wil hê dat elkeen wat aan hom behoort uitgered sal word, voordat die oordeel voltrek word oor die ongelowiges. En Johannes gaan hierdie boodskap weer en weer vir ons vertel. Weer en weer die boodskap van God se oordeel oor die ongelowiges. Maar hy gaan ook weer en weer vir ons die boodskap gee, dat vir hulle wat aan God glo, jy nie nodig het om bang te wees vir die oordeelsdag nie. Want op daardie dag, so sluit hoofstuk 7 ook af, op daardie dag gaan ons voor die troon van God staan, gekleed met wit klere en met palmtakke in ons hande, terwyl ons uitroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam. Amen. Here, ons kan nie anders as om 'n stuk opgewondenheid in onsself te ervaar, as ons hierdie lees nie. Opgewondenheid oor die vooruitsig om op 'n volkome manier met U verenig te wees. En Here, daar is tye wat ons bekommerd is, daar's tye wat ons bang is, daar's tye wat ons wonder oor wat die toekoms vir ons gaan lewer. Maar dankie Here dat die boekrol in U hand is.
En al voel dit vir ons asof dinge nou heeltemal deurmekaar is, asof dinge hand uitgeruk het, dan weet ons, U is steeds in beheer. Ons vertrou op U, Here. Ons kom bely dit vanoggend aan U. Ons vertrou op U vir vandag en ook vir die toekoms. En Here, U ken elkeen van ons, U ken ons bekommernisse, die dinge wat ons oorwonder, die dinge wat ons pla, of dit gesondheid is en of dit finansies is, of dit dalk ons kinders is, of wat ook al. Here, U ken dit alles. En dankie dat ons weet dat dit wat hier vir ons opgeteken is, die waarheid is. Dat U steeds in beheer is en dat U steeds vir ons sorg. Ons bring al die lof en die eer aan U. In Jesus se naam. Amen.